Hallo almal en welkom. Ons gaan vandag kyk hoe ons 'n doodgewone lys van getalle kan vat. Jy weet, 'n eenvoudige patroon en dit kan verander in 'n superkragtige wiskundige stuk gereedskap. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, kom ons kyk gou waarheen ons op pad is. Ons gaan eers die verskil tussen 'n lys en 'n som verstaan. Dan kyk ons hoekom lang somme 'n pyn is. Dan ontmoet ons ons nuwe vriend Sigma, leer hoe om dit te lees en heel laaste sit ons alles bymekaar om te sien hoe dit werk. So, heel eerste voor ons diep duik, kom ons kry net een ding doodseker reg. Daar's 'n klein maar baie belangrike verskil tussen 'n ry en 'n reeks, en om dit te verstaan is die fondament vir alles wat nog kom. Kyk 'n bietjie hierna. Dis eintlik baie eenvoudig. Aan die een kant het jy 'n ry. Dink daaraan soos jou inkooplys. 4, 9, 14. Dis net 'n lys items, een na die ander. Maar 'n reeks, dis nou die totaal op jou strokie wanneer jy by die kas kom. Dis wat jy kry as jy alles bymekaar tel. Die een is 'n lys, die ander is die enkele eindresultaat, die som. En natuurlik het wiskundiges slim kortpad hiervoor. Sien jy daai hoofletter S met die klein n? S4 byvoorbeeld. Dit sê letterlik net, vat die eerste 4 terme en tel hulle bymekaar. Dis 'n baie netjiese en vinnige manier om te sê presies watter som jy wil hê. Goed, so dis maklik genoeg vir 'n handjievol getalle, né? Maar sien maar daai lys word lank. Ek praat van regtig lank. Dan begin die moeilikheid. Kyk nou net hierna. Stel jou voor jy moet dit uitskryf, maar nie net hierdie paar nie, nee, sê net maar 100 van hulle. Sjoe, dis mos 'n resep vir 'n ramp. Dis baie werk en is so maklik om iewers 'n klein foutjie te maak. So, die vraag is mos vanselfsprekend. Is daar nie 'n beter manier nie? 'n Meer elegante, 'n slimmer manier om presies dieselfde ding te sê sonder al die moeite? En die antwoord is, ja, natuurlik is daar. En dit kom in die vorm van een baie spesiale, baie kragtige Griekse letter. Maak gereed om jou nuwe beste vriend in wiskunde te ontmoet. En daar is hy, Sigma. In die wêreld van wiskunde beteken hierdie simbool net een ding en een ding alleen. Tel op. Dis al. As jy hom sien, weet jy, daar moet opgetel word. Reg. So, hoe werk die ding nou eintlik? Die beste manier om hieraan te dink is soos 'n klein stukkie kode of dalk 'n resep. Dit het al die instruksies wat jy nodig het, wat om op te tel, waar om te begin en waar om te eindig. Alles in een. So, kom ons breek dit bietjie oop. Eerstens, die groot sigma-simbool self, dis die bevel begin optel. Langsaan het jy die uitdrukking soos 3n + 1. Dis die reël, die resep vir elke getal wat jy gaan optel. En dan, baie belangrik, die getalle onder en bo. Die een onder sê vir jou by watter term jy moet begin tel en die een bo sê waar jy moet stop. Dis jou hele stel instruksies in een netjiese pakkie. En hier's 'n baie oulike wenk vir jou. As jy wil weet presies hoeveel terme jy gaan optel sonder om hulle op jou vingers te tel, doen net dit. Vat die boonste getal, trek die onderste getal af en tel 1 by. Klaar. In hierdie geval, 7 - 1 + 1 gee vir ons 7 terme. So maklik soos dit. Goed, ons het al die dele nou. Ons verstaan die simbool en al sy stukkies. Kom ons sit alles bymekaar en kyk hoe dit in die regte wêreld werk. Hier kan jy dit nou perfek sien. Links is die lang uitgeskryfde som, dis die hele storie. Regs is die sigma-notasie, dis die kort, kragtige opsomming. Kyk mooi hoe 'n formule soos 5n die patroon van die getalle perfek vasvang. Dis die eintlike touerkuns hier, om 'n lang, herhalende patroon in een kort, kragtige reël te beskryf. Nou, hierdie is 'n briljante kleintruk wat bekend staan as die Gauss-metode. Kyk hoe slim dit is. Jy skryf die som uit, dan skryf jy dit weer uit, maar hierdie keer agteruit. En dan tel jy die pare op. Die eerste en die laaste een, die tweede en die tweede laaste een, en wat gebeur? Elke liewe paar tel op na presies dieselfde getal. So jy vat net daai getal, maal dit met hoeveel terme daar is, deel deur 2 en daar's jou antwoord. Dis ongelooflik slim en dis eintlik die fondament vir die amptelike somformule. Goed, en hier is die een ding dat jy nooit moet vergeet nie. Dis 'n baie algemene fout. Mense sien hierdie simbool en hulle dink dit beteken vermenigvuldig. Nee, absoluut nie. Sigma beteken altyd, maar altyd optel. Brand dit vas in jou brein. Sigma is vir somme. Punt. Reg, tyd vir 'n vinnige toets.
'n student het hierdie somme uitgewerk en 24 gekry. Kyk mooi. Wat presies het hier verkeerd gegaan? Dink gou daaroor. En daar het jy dit, die student het presies in daardie stryk getrap waaroor ons nou net gepraat het. Hulle het vermenigvuldig, 1 maal 2 maal 3 maal 4. Maar wat was die opdrag van Sigma? Om op te tel. So die regte antwoord is 1 plus 2 plus 3 plus 4, wat vir ons 10 gee. En dit los ons met 'n laaste, interessante vraag vir vandag. Ons weet nou hoe om 'n lys op te tel wat 'n duidelike einde het, maar wat gebeur as daai lys net aanhou en aanhou, vir ewig? Kan jy 'n oneindige hoeveelheid getalle bymekaar tel en steeds by 'n spesifieke finale antwoord uitkom? Dis iets om oor te wonder.